Baie welkom by Foranglers. Vandag wys ons julle so ietsie anders, uit 'n ander hoek van die hengelsport. Elke faset van hengel het sy eie toernooie, reëls en toerusting. Maar uiteindelik is die hoogtepunt van die jaar se hengel presies dieselfde. Jaarliks word daar meegedoen om die gesogte titel van wêreldkampioenspan en lande van reg oor die wêreld kom dan byeen. Om aan hierdie kampioenskappe deel te neem is natuurlik nie verniet nie. En om Europa toe te vlieg hiervoor, moet die hengelaars maar self inspring en fondse insamel. Die 2025 Protea Fiederhengelspan het koppe bymekaar gesit en 'n projek van stapel gestuur ten einde genoeg fondse bymekaar te maak. Hello. Tydens die kampioenskappe in Portugal het die span hard gewerk om voor te berei. En gedurende die oefendae is die beste moontlike plan op die tafel gesit. Die spanne het hard gehengel en dit was 'n stryd tot aan die einde. Suid-Afrika se span het hulle beste gegee, maar kon ook, net soos ons vriende van Engeland en Portugal, nie daarin slaag om 'n goeie resultaat te lewer nie. Ons 55 sekondes is genoeg tyd. Okay. Okay, daar's nog 45 sekondes, daar's genoeg tyd. Okay, en daar kom die vis op. Okay, 30 sekondes. En hy's in. As hy 30 sekondes oor 20 sekondes oor. Well done, Shahid. Het gewerk, ja. Hy het gewerk. Kan kyk hoe lekker die vis daar. Enkel pit. Enkel. Sit hom nou net mooi in die net. Gooi groot van 'n merwehoek. Hy sê dis nommer 4 van 'n merwehoek. En daar blaas die hoeter. Shahid, Ja. well done. Lekker. Baie mooi. Sit ons 'n kilo en 'n half by. Ja. Die individuele titel het behoort aan Benz Zabu van Hongarye en die wenspan was Oekraïne met Hongarye tweede en Italië derde. Ten einde die toer moontlik te maak vir die span, het Johan Fritz 'n publieke veiling gekoördineer en spanlede het verskeie pryse tafel toe gebring wat kon opgeveil word. Een van hierdie pryse was 'n 3-dag gidstoer by die Nyl waar tydens 2 mense omtrent bederf was met heerlike hengel, advies, wenke en ook 'n spyskaart wat jou mond laat water. Die suksesvolle bod was toegeslaan op Charles en Charlie Bell. Die koffie om die vis in die kol te kry en so aan. Hierdie is ons voer. Dis wat ons gaan gebruik as voer. Gekrash is. Dis daai ene wat gekrash is. Ja. So jy gooi water totdat hy daai consistency is, is dit nie so? Ja, ja. Nou hy gaan droër word. Ja, Voel jy wat maak hy? ek voel.
So, vat hom, werk hom lekker deur. Ons stel die seatboxe op. Nadat die TrueFit Enhancer en VOC Crush met warm water aangemaak is, word dit vir so rukkie laat staan, terwyl ons die seatboxes opgestel kry. As jy regshandig is, dan jy hom gegooi en dan sit jy hom so hier. Dan om jou stok so te sit. Want nou wil jy met die linkerhand strike en met die regterhand katrol. Die volgende taak is om alles opgestel te kry sodat Charles en Charlie gemaklik is agter die stokke. Daar is eintlik nie 'n reg of 'n verkeerd nie, maar daar is altyd 'n beter. Die fokus is dus om elke aspek te bly optimiseer en elke keer iets te verbeter, totdat dit presies reg is. Die TrueFit voer het nou kans gehad om die vog te absorbeer. Kom ons gaan kyk hoe lyk dit en sit dan die 2 mm VOC en die 3 mm Hypro maize pellets by. Maar hy moet kan oopgaan, hy moet nie 'n kluitjie maak nie. Korrek. 2 mal vacuum oil coated pellets. Gooi 'n halwe sak by. En van die 3 mal maize pellets. Die Hypro maize pellets, halwe sak. En dis kom hy so daar sê. Kyk nou daar. Nou as jy hom oopmaak, sien jy al hierdie pellets is hier binne. Jep. Okay. So hierdie is waarmee ons gaan hengel. Kyk hoe lyk dit. Hy het nou van die klein die klein vacuum oil en dan hierdie geelietjies of die ligter pellets maak bietjie van 'n kontras. Ja. Gee hy af. Ja, ja. En dit is soos in 'n minuut dan val hy uitmekaar uit. Okay, Jy wil nie hy moet vir langer as 2-3 minute wees nie, dan moet hy uitmekaar uitval. Yes, natuurlik. Die mengsel met droë pellets wat gebruik word om mee te voer, bestaan uit 6 mm Kaap pellets, 6 mm VOC's en 3 mm Hypro maize pellets. Die volgende taakie is om die stokke op 'n gekose afstand in te hak. Die Engelse gesegde to measure is to know is maar al te waar. Wanneer die lyne uitgemeet word, is dit egter belangrik om die katrol se bylarm oor te klap en nie die spoel los te maak nie. Anders wen die lyn lekker op en kan windknope later 'n groot probleem word. Ek nou hierdie is baie belangrik. You know who you are. Ja. Maar nou, jy vra hoekom hengel ek die rekkie nie. So wat ek doen, kan ek jou nou wys. Maar ek gooi hom so as ek nou, kom ek sê ek voer. Yes. Ja, kom ek sê ek gebruik hierdie nou om te voer. Ja. Dan sal ek nou vat en ek sal hom 'n paar keer gooi en ek sal hom voer. En dan as ek my stok neersit, dan sit ek hom neer en ek haak hom uit. Sit ek my stok neer, maak hom net so effentjies los dat jy kan. Nou tel ek die vis op, nou hardloop hy. En die oomblik as ek inkom en dan kom hy by my swart merk, terwyl ek die vis speel, dan kom ek in en dan kom ek nader. Partykeer is jy in dan okay, kom ons maak dit nou gou vir jou wat gebeur partykeer. So partykeer is jy nou in die haas en jy tel hom dadelik op en die vis loop nie en Ja. as jy agterkom en sien jy o my Is daar. hy's klaar daar. Dan maak nou Gooi jy probleem. maar net en jy. Ja, nou probleem dan kom jy uit, jy vang jou vis en Jy gooi hom in jou. dan sit jy vir jou voer aan. Ja. Dan sit jy vir jou voer aan, Ja. sommer so 2 bietjie groter af. Dan vat jy hom en dan gooi jy hom. Stop hom presies daarso op die plekkie. Ja. Pak hom weer in. Trek hom af en Jy moet hom gereeld inkeer. ja, Want ek voel ja, baie dan so nou en dan gaan hy bietjie weg, maar met hierdie wit lyn en daai swart stoutjie is dit dit nie. sal
Hy hou 'n rukkie. So ek hou my kookiepen op my Right. wat ek nou gaan doen, van hierdie ouppies, so cage vol, en druk ek plug ek om met daai. Ok, nou met betrekking tot die gooi, Ja. daai is die lengte, daai is reg, Yep. reg voor jou, hierdie oukie hierso, van daar af, en dan kom jy terug, maar jy wil hier eindig, jy wil onder hierdie arm eindig. Okay. Jy wil nie hom so intoe trek nie, jy wil hom so trek. So van hier af, wat jy hom deur, band hom. Ja, kyk, jy sien nie waar het ek geëindig, ja. Okay, nou daai spesifieke cage vir die wind is dalk so 'n bietjie lig, maar ons wil net bietjie harder gooi. So ek wil daar wil ek so 10 van hierdie cages in hê vir 'n start. Eerste ene. Weer die ene binne in. So. Yep. Op. Ja, hard. Kijk, daar is hy, mooi binne. Yep. En ek los hom presies daar so dat hy sink. Sien jy daar sy onder? Ja. OK. Nou, voor ek hom neersit, knip ek hom net uit. Nadat die droë pellets gevoer is met die cage feeder, is die vis reeds aan die wy op die kol. En kort voor lank is daar 'n karp aan die lyn. Nou, jy sien as jy nou in die linkerhand speel, regterhand kontrol, dan is jou skep net op die regterhand, dis perfek. Ja. Dis heeltemal reg, lekker uit die pad uit op die regte plek. Ek wik meeste van die tyd beklei ek die vis op die backwind, sodat ek nie heelpad op die ratchet is nie, want hy wen die lyn op. Okay. So as jy heelpad op daai is, Yes. eventually maak die lyn so sterkies. Okay. Hy krul so op. Ek hoor jou. So wat ek doen, ek beklei hom op die backwind Ja. tot hy hier naby en as ek voel is 'n groot vis, Aha. dan maak ek hom net los dat hy net kan Loop. loop as hy sy kop skud en hy vat dat hy jou net nie onkant vang nie. Yes. Want partykeer op die backwind vang hy jou so bietjie onkant. Ja, ek kan dink. Okay, so hierdie is 'n redelike vis, nie baie groot nie, maar ek kan hom waarskynlik doen net so op die backwind. Ook belangrik om seker te maak dat jou skepnet, dat jy die hele skepnet gebruik. So dat hy daar is en nie probeer om die T aan die kant te skep nie. Okay. En as jy hom daar het, nou sit jy hom lekker hier oor jou knie. Mhm. Hoe stywer die skepnet paal, hoe makliker is dit. En nou kan jy lekker reg onder die stok se punt. Kan jy hom skep? Kan jy hom skep. Nou daai keer wat hy op was, moes ek hom eintlik al geskep het. Hy was klaar reg gewees om te skep en toe sit ek in slaap. So dit is belangrik om hom te skep as hy reg is. En nou as hy eers hier teen die kant kom en so vreeslik begin beklei, dan mos hy net tyd. So daai eerste keer wat hy hier kom en hy opkom, Ja. moet jy hom eintlik al skep. Jy sien, want nou is hy vol vuur. Ja. Nou, net rondswem. Nou weet ek ook hoe groot is die vis, is bietjie los, ek kan hom weer vasmaak.
Vind ek baie lekker. So maak so. Van daai oudjies. Nou dan, Dat is perfek. dis reg. Jy kan nou sien hoeveel meer voer vat hierdie mold nou eintlik. Ek kan hom om die waarheid te sê, ek kan hom dubbel maak voordat ek die nou is al 'n bietjie meer Ja, voordat ek die asie insit. Dan sit ek die asie binne-in, Jep. heeltemal binne-in. en daar kom weer. Nou sê, en nou druk jy hom, hoor jy moenie Ja. moenie bang wees om hom te druk nie. Nie hoe mooi Nee, maak want jy hom hy nou uit. gaan, ja. Ja. Nee, want hy gaan in elk geval blus. Okay, so nou is nie ingehaak nie, so nou is die trek om seker te maak. Ons is presies reg. Nee, so Op die kool. So dit is moontlik om nog steeds akkuraat te hengel as jy nie heeltemal op die haak nie. Na die eerste paar insiggewende demonstrasies en verduidelikings, is dit nou Charles en Charlie se beurt. Hulle is baie goeie studente en sommer gou-gou is hulle in die vis. Dit gaan sommer so op 'n drafstappie en hulle maak beurte. Charlie doen baie goed en vang ook gemiddeld die groter vis. Op 'n stadium raak hy so gemaklik dat hy die visse al hoe harder trek, tot hier by die net. En hierdie keer het hy dalk so bietjie te veel pap geëet en trek hy hom af. Te hard gespeel. Dis okay, no problem. Jy het 'n bietjie hard getrek, maar dis okay, dis nie 'n groot probleem. Hulle geniet dit terdee en vir 'n paar uur lank is daar geen keer aan hulle nie. Moes jy hom uitgehaak? Hy was uitgehaak, né? Nee? Ja, Okay, gooi hom gou. Laat jy hom net eers weer op sy plek kry. Die Nylse vis kry ook elke dag 'n klompie ekstra kos sodat hulle kondisie goed bly. So kom die kosboot verby en voer hulle sommer hier reg voor ons 'n stapel kos. Dit was vir ons ook 'n teken dat ons 'n ietsie moet gaan inskep ter innerlike versterking, terwyl die vissies hulle gou verlustig in 'n hoop pellets. Ingesluit in hierdie uitstappie was die etes, en die hengelaars kon net kom aansit, terwyl ons hulle bederf met 'n proteïengepakte brunch. Terug op die swem, met lekker vol magies gaan die pret voort. Charles en Charlie raak toe sommer so liggies kompeterend en jaag mekaar nou te lekker. Hulle gebruik die nuutgevonde wenke perfek en elke keer word die aksie nog beter en meer akkuraat uitgevoer.
Op 'n stadium raak dit effens stil en Charlie gooi nog 'n stok so skuins voor die riete in. Net om te sien wat sou gebeur. Hy is nog besig met 'n heerlike bederfie en 'n koppie. Cappuccino on the box, noem Jessica dit. Toe die vis wegtrek en amper die stok insleep. Gelukkig staan ek naby genoeg en kon 'n hand bysit. Nodeloos om te sê, is die koffie ook amper die dam in. So stil maak Charles hulle bymekaar en hulle sluit die middag op 'n hoë noot af. Die volgende dag sou dan ietwat meer van 'n amptelike kompetisie wees. En dan sal ons sien wie het die meeste geleer. Alsy Charlie, well done. Jy het mooi gevang vandag. Baie mooi. Ja. En môre het jy in jou pa nou kompetisie doen. Okay. Die dag was 'n reuse sukses met ongelooflike leerervarings en tonne pret. Wat 'n beter manier is dit dan nie om die dag af te sluit met heerlike kreefstertjies, skaapchoppies en boerewors op die kole nie. Die etes is moontlik gemaak deur Mike Smous, 'n verskaffer van heerlike vleis, eiers en selfs seekos wat in Kempton Park aan die Oosrand gestasioneer is. As jy by hom wil bestel, stuur gerus 'n WhatsApp na 082 805 0996. Die volgende dag word ons egter wakker met die gekletter van reendruppels op die sinkdak. En volgens die weervoorspelling sou dit eers teen laatmiddag opklaar. Maar in hierdie hengelsport gebeur daar baie dinge wat jou hengelervaring kan verryk op die voorbereidingstafel en nie noodwendig net langs die water nie. Ons gebruik die dag sinvol. Ons kuier lekker in die sitkamer, ja, onder 'n kombersie en bou hoeklyntjies. Hier gee dit vir my genoegsame tyd om die tegniese aspekte mooi te verduidelik as ook te demonstreer. Net op van die bodem af. So as die vis kom, kyk hoe maak hy. Hy waft. Dis wat mense nou noem waft. So daai ding waft nou. So as daai nou, as jy hom nou binne in jou voerbolletjie present, dan lê die hoek nog onder in die voer en daai ouetjie steek net so uit. Ja. So nou begin hy opbreek en daai ding sit in die middel. Net maak so. Hier demonstreer ons die verskil tussen die pink wafter en die wit pop-up. Let op die verskillende tipes hoeklyntjies wat gebruik word vir die onderskeie toepassings. Die wafter moet nie teenoor hom sit nie. Ek hoor ja. Jy wil hê hy moet 'n bietjie weg lê en hy moet so op sy eie redelik kan beweeg. So die soepelheid van jou haar daar, as ook die soepelheid van jou hoeklyn is baie belangrik. Jy het gesien hy's so 'n bietjie groter, né? Ja, ons het van hierdie, Ja. maar ons het heelwat van 'n ander wat baie groot is. Nou daai baie grootte hou die hoeklyn so styf vas. En selfs hierdie een. Selfs hierdie ene hou hom ook baie styf vas. Die hengelaars begin afpak en kry alles gereed vir die dag se hengel. Hulle hengel ook op 'n ander swem as op dag 1. Die voorbereiding, lyne uitmeet en opstel volgens die planne wat hulle die vorige 2 dae sou wys raak, word vinnig en vlytig afgehandel. Hulle is baie opgewonde om te begin, maar hulle besluit ook, hulle gaan net die dag geniet en dit nie 'n amptelike kompetisie maak met weeg en alles nie. Dis ook in belang van visbewaring, sê hulle. Maar ek reken, hulle wou maar net 'n kans hê om dieselfde vis weer 'n keer te vang. Dis duidelik dat hulle baie geleer het die afgelope 2 dae en pas alles baie mooi toe. Hulle geniet elke oomblik en vang die een vis na die ander. So hier en daar gooi ek ook 'n steelstokkie in. Net om ook te kan voel hoe trek hierdie karpe.
Lekker. Yes, kyk ons is allemaal bederf. Die dag verloop soos uit 'n sprokiesverhaal en alles loop reg. Hulle skaterlag het tonne pret en die pa en seunband word opnuut gesmee. Yes, well done, Jolly. Ons sluit 'n baie unieke en spesiale geleentheid af op 'n hoë noot. Een van nuwe vriendskappe, 'n paar PB's en verseker 'n verrykende ervaring of 3. Baie dankie aan die Nyl wat ons verblyf moontlik gemaak het, True Feed wat gesorg het vir die vissevoer, Mike Smous wat ons voer voorsien het en Gys Spitzer Motoring vir ons betroubare wiele. Well done.